Goeiedag, baie welkom by Joy Radiostasie. My naam is Jaco Pieter en vandag hier by Ontsluit die Woord praat ons oor Jakobus. En veral dan die eerste hoofstuk in Jakobus en hoe ons as gelowiges met ons gebedslewe moet volhard. Maar nie net dit nie, hoe ons ook met geloof moet bid en met 'n afwagting. Dat ons nie half met 'n dubbele standaarde bid, dat ons in ons harte een ding het en ons gebed iets anders vir die Here nie. Dit moet dieselfde wees, dit moet ooreenstem. So ek weet nie van jou nie, maar ek dink in elkeen van ons se lewe is dit nodig dat ons van tyd tot tyd weer luister na die funksie van gebed en die rol van gebed in ons lewe. En hoe belangrik dit is dat ons ook wanneer ons bid op die regte manier moet bid. Dit help nie ons bid en ons rammel 'n klomp woorde af en ons val in elke dag met ons gebed net as 'n gewone patroon of 'n roetine waarmee ons altyd besig is nie. Maar gebed moet natuurlik voortspruit uit 'n lewende verhouding met die Here en vanuit hierdie verhouding uit moet ons gebedslewe blom. En natuurlik ontwikkel 'n gebed in die hart van die mens wat 'n kind van God is. So ons gebede kom uit ons hart uit. Ons gebede is eerste plek geloofsgebede. Dit is in die eerste plek 'n sielsgebed waar ons lewe voor die Here neerlê en waar ons in alles wat ons aan dink en wie ons is en wat ons pla en ons begeertes, ons danksegging, alles lê ons in sy midde en aanbid ons hom daarvoor. En in Jakobus sien ons dat Jakobus skryf, hy is 'n dienaar van God en die Here Jesus Christus. En hierdie beeld wat hy hier gebruik of hierdie inleiding is 'n baie bekende inleiding veral in Paulus se briewe, want Paulus skryf ook dat hy 'n slaaf van Christus is, 'n diensknegt, 'n doulos. En dit beteken dat hulle totaal uitverkoop is aan Christus, dat hy wat Jakobus is wanneer hy skryf hiermee te kenne wil gee dat Jesus ook die Here is en dat hy God is. En hy weet dat hy hier besig is met God se boodskap aan mense en dat hy hierdie boodskap wat hy van God af het aan die mense gaan kommunikeer sodat die mense moed kan kry, sodat die mense aangespreek kan word en sodat die mense weer in hulle lewe prakties kan wees, sodat hulle geloof oorgaan in dade. Dat hulle geloof nie net bloot lippetaal is nie, maar dat dit in 'n lewenswyse gesien kan word. So hier kom Jakobus en hy noem homself 'n dienaar, 'n doulos, slaaf van God en die Here Jesus Christus. En ons weet dat 'n slaaf in die antieke tyd geen reg gehad het nie. 'n Slaaf was absoluut afhanklik van die eienaar en het die eienaar se opdragte uitgevoer en het in alles in hulle vermoë gedoen om seker te maak dat die eienaar met hulle gelukkig is en dat die eienaar natuurlik ook tevrede is met die kwaliteit van hulle werk. En 'n slaaf het altyd opgekyk na 'n eienaar, het altyd respek en hoë agting gehad vir 'n eienaar en dit is wat ons dan hier leer by Jakobus deur hierdie beeld om te sê dit is die manier wat hy na die Here kyk. Dis die manier wat hy na sy boetie, die Here Jesus Christus kyk. Hulle kom uit dieselfde gesin en ons lees in Handelinge dat Jakobus eers nie in Jesus geglo het nie, maar dat hy wel later tot geloof gekom het. Hierdie Jakobus wat hier skryf, baie interessant, was een van die vroeë kerkvaders in die kerk in Jerusalem gewees. Hy het 'n baie hoë posisie beklee in die kerk en hy was 'n baie sterk leier. So hierdie Jakobus het 'n groot invloed gehad op die vroeë kerk. Ons lees in Handelinge 'n paar keer van hom en ons lees dat hy ook saam met die groot apostels skouers geskuur het en saam met hulle die werk van die Here gedoen het. Dit is altyd baie interessant om te gaan kyk hoe die apostels met mekaar saamgewerk het, hoe hulle mekaar ondersteun het en hoe hulle medewerkers was in die koninkryk van God. En dan kom Jakobus natuurlik in hoofstuk 1 vers 2 en sê broers, susters, julle moet bly wees wanneer allerlei beproewinge oor julle kom. En hy sê, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. Nou, interessant hier dat hy hierdie teenstrydigheid gebruik. Dis eintlik 'n paradoks. Dit beteken dit staan teenoor mekaar. Hoe moet ek bly wees as ek beproewings het? En hoe kan ek in beproewings met blydskap lewe? So dis hierdie vreemde opmerking wat Jakobus hier maak, maar hiermee daag hy die Christene uit om in tyd van beproewing ook daai tree te gee, om te gaan kyk waar hulle blydskap vandaan kom, waar hulle vreugde vandaan kom en om weer seker te gaan maak dat hulle vreugde, hulle hoop en heerlikheid alles by God kry. En dan praat hy daarvan dat hulle geloof 'n toets moet deurstaan.
Hy sê, soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En hierdie denke kry ons ook by Paulus in Romeine 5, waar hy skryf, swaar kry kweek volharding, volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek suiwer hoop. En hier vind ons, hy sê, as ons geloof die toets deurstaan het, stel dit ons in staat om te volhard. So hy wil vir ons sê in die eerste plek dat volharding te maak het met geloof, en dat 'n mens vanuit jou geloof moet volhard. En dit is amper asof 'n mens nou kan dink dat ons moet leer. Hierdie is 'n baie besondere les wat elkeen van ons moet leer, want ons kan nie uit ons eie kragte uit noodwendig altyd volhard op so 'n manier dat ons sin en betekenis in die lewe sal kry nie. Maar wat ons hier leer is dat ons geloof natuurlik sterk moet wees, dat ons geloof geanker moet wees. En ons weet, ons geloof is so sterk soos die ene wie ons glo. So ons geloof is baie sterk omdat ons aan die Here Jesus Christus glo, omdat hy ons verlosser is en omdat hy ons saligmaker is. Jakobus skryf verder, hy sê dit sal jou in staat stel om te volhard. So dit leer vir ons dat ons geloofsdissipline die sleutel is van waar af ons volharding moet beoefen. En ons moenie in ons geloof faal nie. Ons moenie in ons geloof knak nie. Ons moet juis in ons geloof vas staan. Al is die beproewings hoe erg, al is die lewe hoe swaar, hoe moeilik, moet ons vas staan in ons geloof en met ons vasglo dat die Here vir ons in alle omstandighede naby is en dat hy vir ons help. En dan kan ons ook in ons geloof elke toets deurstaan. Nou net om dit reg te maak hier, ons as mense dink baie keer die Here toets ons. Die Here bring moeilike dinge oor ons om ons te toets. Maar ek wil dit vandag vir jou anderster omstel. Die lewe bring swaar kry. Dit is nie die Here wat swaar kry oor ons pad sit nie. Dit is dinge wat in die wêreld gebeur. En hierdie dinge wat in die wêreld gebeur, toets ons geloof. Kyk en bepaal of ons geloof in Christus is en of ons in hom gaan glo en of ons van hom afhanklik gaan wees. So ons moet onthou dat ons geloof getoets word in die opsig dat dit baie persoonlik is. Dat ons eintlik aan onsself hierdie verantwoordelikheid het en ons medegelowiges om in alle situasies staande te bly, in alle situasies sterk te bly staan. En dan skryf Jakobus, die volharding moet einduit volgehou word, sodat jy tot volle geestelike rypheid kan kom sonder enige tekortkominge. Hierdie volharding kan mens nie halfpad net laat gaan nie. Mens kan nie halfpad net tou opgooi of halfpad moedeloos raak en dan alles wat belangrik is los nie. Ons moet voluit gaan. Ons moet met ons volharding elke dag deurdruk, al voel dit asof ons nie meer kan nie. Leer Jakobus ons dat ons ten spyte daarvan voortbeer, vorentoe gaan en in ons lewe vasbyt met hoop en met moed en met die krag en die inspirasie wat ons van die Heilige Gees af ontvang. En hierdie volharding kom na ons toe, sodat ook na ons toe kan kom geestelike rypheid. En geestelike rypheid is vir ons belangrik, want geestelike rypheid help ons om met die nodige insig en perspektief na dinge te kyk, en dat ons met geestelike rypheid in ons lewe kan leef met baie meer insig, baie meer wysheid, baie meer ingestel wees op wie God is, en baie anders na probleme kan kyk. Dit help ons ook dat ons nie vasgeval is in 'n spesifieke manier van kyk na die lewe, 'n spesifieke manier van kyk na die wêreld rondom ons nie, maar dit leer vir ons om te kyk met 'n geloofsoog. So ons leer 'n spesifieke geestelike manier aan om na die wêreld te kyk. En wanneer ons dit regkry vanuit ons geestelike rypheid, dan maak dit ons tog innerlik sterker. Help dit vir ons om die Here te vertrou en help dit vir ons om voort te gaan in ons lewe en om te volhard. En dit gaan ons dan ook bring by 'n punt dat ons nie met al hierdie tekortkominge sit nie. Want volharding help vir ons om wyser te raak, slimmer te raak, sterker te raak, met meer insig na dinge te kyk. So ons gaan nie sukkel nie. Ons gaan nie geestelik sukkel nie. Die Here sal in alle omstandighede by ons bly. En daarom leer Jakobus ons, dan wanneer ons in so 'n situasie sit, wanneer ons so 'n spesifieke probleem het, waar ons swaar kry, dan moet ons
besef, ons het wysheid, kort nou wysheid. En wanneer ons in so 'n posisie is waar ons wysheid kort kom, sê Jakobus, dan moet jy bid. En wanneer ons dan bid vir wysheid, moet ons ook onthou dat daar so rykdom van wysheidsliteratuur in die Bybel is. Dink aan Job en dink aan Spreuke en Prediker en baie van die psalms wat wysheidspsalms is, wat vir ons leer wat wysheid is. Wysheid, weet ons, veral begin met die dien van die Here, en om die Here te dien, dit is insig, nê? Dit beteken dat jy op 'n ander manier na dinge sal kan kyk. So sonder die Here gaan jy baie sukkel om hierdie wysheid te kry. So as ons wysheid kort kom, moet ons dit van God af bid. En hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehou en sonder verwyte. En wanneer ons in so 'n posisie is van verknorsing of in 'n situasie is waarin ons vasgeval is, dan moet ons weet dat ons gebedslewe ons pilaar is, ons anker is en ons rots is waarop ons 'n situasie kan hanteer. Want gebed is 'n tweegesprek tussen ons en die Here. En wanneer ons met die Here praat in alle opregtheid, dan luister die Here vir ons. Jakobus praat hier van gebedsverhoring. Jakobus praat hier daarvan dat wanneer jy vir wysheid vra, sal God dit gee. Met ander woorde, wat Jakobus hier vir ons leer is dat ons met 'n spesifieke manier moet bid, met 'n spesifieke geloof, 'n spesifieke ingesteldheid. En die geloof waarmee hier gebid word, is nie 'n geloof waar daar twyfel bestaan of wat daar gebed is met twyfel wat intussen is nie, maar dat dit 'n gebed is wat uit geloofsoortuiging gedoen word en 'n gebed is wat gedoen word met 'n verwagting dat die Here sal help, met 'n verwagting dat God regtig wysheid sal gee. Weet nie van jou nie, maar ek het ook al baie in my lewe wysheid kort gekom en baie gewonder hoe ek sake moet hanteer. En telkens het ek vir die Here gevra om vir my die nodige wysheid te gee, en ek kan vandag getuig daarvan dat die Here regtig vir ons wysheid gee, dat die Here regtig ons gebede verhoor. Ons moet net seker maak dat wanneer ons bid, ons nie moet bid om ons eie wil te versadig of ons eie wil te bevredig nie. Ons moet bid met God se wil in gedagte. En wanneer ons bid met God se wil in gedagte, word ons gebede verhoor. En dit beteken dat ons vir die Here moet vra om in elke situasie vir ons naby te wees, in elke situasie vir ons in beheer te bly van alles wat ons doen. Want God gee aan elkeen sonder voorbehou. Met ander woorde, daar's nie by die Here voorwaardes wanneer ons vir wysheid vra nie. So die Here gee dit vir ons, want ons is sy kinders, en hy help vir ons daarmee. En dan kom Jakobus en hy skryf, God gee dit sonder voorbehou. En dan kom Jakobus by die punt waar hy sê, dat God dit gee sonder voorbehou en sonder verwyte. En dit is so sterk gestel hier, en ons moet besef wat dit vir ons natuurlik beteken. Dan kom Jakobus en hy sê, 'n mens moet gelowig bid, en 'n mens moet nie twyfel nie. Want iemand wat twyfel, is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So wat Jakobus hier kom beskryf in hoofstuk 1 vers 6, gaan daaroor dat ons nie double-minded moet wees nie. Ons kan nie God en Mammon dien nie. Ons kan net een God dien, sê Jesus. Jesus leer dit vir ons. En daarom moet ons versigtig wees dat wanneer ons bid, dat ons nie double-minded is nie. Dat ons nie terwyl ons bid aan ander dinge dink of terwyl ons oor 'n spesifieke saak bid, twyfel terwyl ons bid nie. Jakobus kom leer vir ons dat ons met geloofsekerheid moet bid. Dat ons met 'n manier op 'n manier moet bid wat die sekerheid wat ons in ons geloof het na vore moet kom. Dat die geloofsekerheid in ons lewe die deurslaggewende faktor sal wees. So ons kan nie double-minded wees nie. Want wanneer ons vir die Here bid, dan praat ons met die lewende God. En ons gebedsversoeke kan baie keer vir ons dalk so klein en gering voel, maar ek wil vandag vir jou sê dat die Here jou gebede verhoor. Dat die Here weet wanneer jy met hom praat en dat die Here jou gebede beantwoord. En baie keer beantwoord die Here die gebede nou nie presies soos ons dit wil hê nie, of presies soos ons verwag nie, maar God antwoord. En wanneer ons fyn gaan kyk na ons lewe, gaan ons agterkom hoe die Here in ons lewe ons gebede verhoor het. Baie keer nie soos ons dit wou gehad het nie,
maar altyd soos hy dit wil gehad het. En dan sien ons dat iemand wat twyfel is soos iemand wat 'n brander is, wat die see, wat die wind, wat die brander aan mekaar jaag en heen en weer dryf. En ons kan nie op so 'n manier bid nie. Dit help nie ons bid, maar ons is soos hierdie twyfelagtige brander wat die wind wat deur die wind op en af gewaai word nie. Ons kan nie so bid nie. En Jakobus maak dit baie duidelik. Daai tipe van faset hoort nie in ons gebedslewe nie. So vir Jakobus gaan dit oor 'n absolute geloofsekerheid wat in gebed na vore moet kom. En dan gaan Jakobus verder in vers 7 tot 8. Hy sê, so iemand wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So Jakobus is baie kwaai wanneer hy dit sê, en hy is baie direk en hy maak dit baie duidelik dat 'n mens moet besef dat dit help nie jy bid en twyfel en verwag dat die Here iets moet doen nie. Jy moet bid en seker wees en binne God se wil bid, soos Jesus vir ons in Johannes leer, want hy sê alles wat ons binne sy wil vra, sal hy vir ons gee. So ons moet so naby aan die Here lewe dat ons in voeling is met wat vir God belangrik is en dat ons ook in ons lewe natuurlik dit so kan uitleef. Wanneer Jakobus klaar gepraat het hieroor, begin hy gesels met die gemeente oor arm en ryk. En hy sê 'n gelowige wat arm is, moet hom daarin verheug dat hy sy aansien in God het. En een wat ryk is, dat hy voor God gering is, want die ryke sal vergaan soos 'n veldblom. En hiermee wil Jakobus vir ons leer dat mens nie aanstellerig moet wees nie. Jy moenie dink omdat jy nou ryk is, dat jy vernaam is nie, of dat jy belangriker as sekere mense is, of belangriker as arme mense is nie. Jakobus wil vir ons kom leer dat jy voor God moet besef dat jy gering is voor God as jy geld het. Maar as jy arm is, kan jy weet dat jy aansien in God het. Want wanneer jy arm is, het jy nie iets om op te roem nie. Maar wanneer jy geld het, het jy iets om op te roem en daarom moet jy dan in daai situasie besef dat jy eintlik maar gering is voor God. En dan sê Jakobus, as die son met sy gloeiende hitte opkom, verskroei dit, die plante groei, die blomme val af, die pragt is daarmee heen. So sal die ryke ook tussen al sy bedrywighede deur vergaan. Nou hiermee wil Jakobus nou nie sê dat rykdom 'n nuttelose oefening is of dat dit sonde is om ryk te wees nie. Dit is glad nie wat Jakobus hier in gedagte het nie. Ek meen wat hier afspeel is baie meer 'n kwessie van ryk mense wat hulle self hoër ag as arme mense. En dit is dalk van die konflik wat Jakobus hier probeer aanspreek, omdat daar ryk mense was wat op die arme mense neergesien het. Maar Jakobus wat vir hulle wil kom leer, dat hulle op die regte manier ingestel moet wees en dat hulle op die regte manier moet lewe, dat hulle op die regte manier moet optree teenoor arme mense, teenoor mense wat minder belangrik is. Want rykdom vergaan maar op die einde van die dag, skryf Jakobus. So daarom help dit nie dat jy God en Mammon probeer dien in jou lewe nie, want Mammon vergaan. Dis net God wat vir altyd natuurlik bly staan. Jakobus gaan verder en hy sê, gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. So ons het net nou gepraat oor die swaar kry wat die gelowiges ervaar, die beproewing, en dan in hulle benoudheid dat hulle wysheid kort gekom het, maar ook dat hulle hierdie wysheid by die Here kan afbid en dat die Here vir hulle wysheid sal gee. Nou kom Jakobus en hy praat met die mense oor versoeking, en hy sê as hy die toets deurstaan, sal hy die oorwinningsprys, die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. So, selfs in versoeking moet ons sterk bly staan, want dis wanneer ons versoek word, wat ons foute maak, wat ons geloof negatief beïnvloed word, en dit kan ook maak natuurlik dat ons twyfel, wanneer ons besig is met dinge wat ons geloof vuil maak. En dan sê Jakobus in hoofstuk 1 vers 13, iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê ek word deur God versoek nie, want God kan nie verlei word nie, en self verlei hy niemand nie. 'n Mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Daarna as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort, en as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood.
Moenie julleself mislei nie, broers en susters. So hier leer ons die gevaar van sonde, die gevaar van misleiding, die gevaar van val vir 'n versoeking of val in sonde en hoe dit 'n mens se lewe kan beïnvloed. So ons moenie vir onsself jok nie, sê Jakobus. Moenie vir jouself storieetjies opmaak en sê die Here toets jou of die Here het jou beproef of die Here bring 'n ding oor jou of die Here sit die sonde voor jou om te kyk of jy sterk genoeg is nie. Jakobus sê dit is glad nie die waarheid nie. Met ander woorde, dit bestaan nie. Mense kan nie sulke dinge sê nie. Maar wat ons wel weet, wat ons hier leer, is dat die mens homself verlei. So 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. En dan sê Jakobus verder, daarna as die begeertes bevrug geraak het, bring dit sonde voort. En as die sonde ryp geword het, loop dit op die dood uit. So begeertes bring sonde, sonde bring dood. En daarom is dit belangrik dat ons ook, wanneer ons in ons gebedslewe met die Here besig is, erns sal maak met die feit dat ons vir versoekings val, dat ons sonde doen, of dat ons ongehoorsaam is aan die Here, of dat ons dinge doen wat teenstrydig is met die Gees van die Here, soos ons lees in Galasiërs hoofstuk 5. En Jakobus sê, moenie julleself mislei nie. En daarom moet mens baie eerlik wees oor sonde. 'n Mens moet eerlik wees oor wat 'n mens doen en 'n mens moet verantwoordelikheid daarvoor aanvaar. Dit help nie 'n mens probeer dit net so vinnig van jou rug af kry deur vir die Here net te vra vergewe al my sondes nie. Ek dink 'n mens moet meer moeite doen om in detail te bid oor sonde. So wanneer ons sondes bely, moet ons dit maar op die naam noem. Behalwe nou as dit 'n sonde was wat onwetend plaasgevind het of 'n sonde van versuim. Maar tog kan die Heilige Gees ons altyd herinner en ons oortuig wanneer dit by sondes kom. Dan kom Jakobus in hoofstuk 1 vers 17 en hy sê elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie. So ons weet dat die Here eintlik vir ons gawes gee, dat die Here vir ons eintlik geskenke gee, genadegawes gee, wat ons in hierdie lewe nie net toerus nie, maar wat ons ook sterk maak en ons in hierdie lewe help om te kan volhard en vorentoe te leef. En daarom weet ons ook dat die vrug van die Gees in elkeen van ons blom, omdat die Heilige Gees in elkeen van ons se lewe is. En Jakobus gaan dan nog 'n tree verder en hy sê, omdat dit God se wil was, het God ons deur die woord van die waarheid tot die lewe gebring, sodat ons, om dit so te stel, eerstelinge kan wees van alles wat hy geskep het. En hiermee wil Jakobus dan praat oor die skepping en die skepingsorde en hoe belangrik dit is dat elke persoon sal besef dat hulle in God se skepping belangrik is en dat hulle in God se skepingsorde 'n belangrike plek inneem. En dit is wat Jakobus dan leer en verder as hy gaan na vers 19 toe, dan sê hy dit wat jy hoor, dit wat jy glo, moet jy doen. So dit help nie 'n mens volhard net in jou swaar kry en jy bid vir wysheid en jy gaan voort met jou lewe nie. 'n Mens moet ook kyk na die probleem van sonde wat ons nou so pas hanteer het. En dan gaan Jakobus bietjie verder en dan praat hy oor die hele uitdaging van jou geloof moet oorgaan in dade. En geloof wat nie oorgaan in dade nie is dood, sê Jakobus. So broers en susters, dit moet julle in gedagte hou. Elke mens moet te gewillig wees om te luister, nie te gou te praat nie en nie te gou kwaad te word nie. En hiermee wil Jakobus vir ons leer dat ons na God moet luister. En wanneer ons God hoor, wanneer God met ons praat deur sy woord, moet ons dit doen. Dit help nie ons hoor dit en ons is net hoorders van die woord nie. Ons moet ook daders van die woord wees. Ons moet doen wat ons glo. En daarom sê Jakobus, moet julle al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim wat so welig tier en ootmoedig die woord aanneem wat God in julle geplant het, want die woord kan julle red. So nou leer ons ook dat God se woord ons kan red. Ons leer ook hier hoe belangrik dit is dat ons God se woord moet aanneem, dat ons moet luister as God se woord met ons praat. Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. En dan gaan Jakobus en hy gebruik hierdie bekende beeld. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in 'n spieël kyk
Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. So 'n mens moet onthou dat die Bybel nie net iets is wat jy lees en dan 'n kort gebed doen en toemaak nie. Die Bybel lees jy sodat dit jou dade kan beïnvloed, sodat dit jou gebed kan beïnvloed, sodat dit jou lewenswyse kan beïnvloed en kan bepaal en dat jy dan jou geloof ook so kan uitleef. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet, wat 'n mens vrymaak, skryf Jakobus, en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. So, dit is baie duidelik vir ons dat ons oor God se woord moet nadink. Laat my ook dink aan Psalm 1 wat vir ons sê die mense wat oor God se woord dink, God se woord dag en nag oordink. So nadenke oor God se woord is baie belangrik in ons geloofslewe. En iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet van God, weet dat God jou vrymaak, dat die wet van die Gees jou vrymaak van sonde, vrymaak van ellende, wysheid gee in tyd van verdrukking en natuurlik ook krag gee. En iemand wat dit doen, wat die Bybel sê, sal gelukkig wees, skryf Jakobus. En daarom moet ons ook onthou, ons moenie net dink ons is godsdienstig nie. Ons moet regtig vir God aanbid. As iemand dink hy's godsdienstig, maar hy kan nie sy tong in toom hou nie, bedrieg hy homself. Sy godsdienst is waardeloos. En dan gaan Jakobus en hy sluit hoofstuk 1 af. Hy sê egter in suiwer godsdienst voor God die Vader is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld. So ons het vandag gesels en gekyk na die belang van volharding. Ons het gekyk hoe ons beproewings moet deurstaan, ons het gekyk hoe ons versoekings moet deurstaan. Ons het gepraat oor volharding, ons het gepraat oor geestelike rypheid en natuurlik ook hoe belangrik dit is om met God te praat wanneer jou situasie wysheid vereis, dat jy by God wysheid kan vra. En dan natuurlik het ons stil gestaan by gebed en hoe belangrik dit vir jou is om gelowig te bid, om met opregtheid te bid en om met 'n verwagting te bid. En dat jy nie met 'n double mind moet bid nie, dat jy nie moet bid tot die Here, maar aan die ander kant is jou kop besig om dingetjies te doen nie. So 'n mens moet gefokus bid, jy moet op God fokus. Ons het gesels oor hoe belangrik dit is dat ons nie op ander mense moet neersien nie, en dan het ons ook gepraat dat ons geloof prakties moet oorgaan in dade. En my gebed vir jou is dat jy die genade van ons Here Jesus Christus in hierdie week wat voorlê sal beleef, dat jy God se liefde sal ervaar en dat jy die krag, wysheid en inspirasie van die Heilige Gees elke dag in jou lewe sal beleef. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, baie dankie dat ons kan saam bid. Baie dankie Vader vir 'n program soos hierdie waar ons kan praat oor u woord. Dankie dat u woord lewendig en kragtig is en dat u woord ons help om op die regte pad te wandel. Dankie dat ons met u kan praat in gebed. Leer vir ons om volgens u wil te bid. Dit vra ons in Jesus se naam. Amen.